Oor en oor sing. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig, ek wandel in die lig, ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig, ek wandel in die lig, ek wandel in die lig van God. Kom maar laat ek hier. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig, ek wandel in die lig, ek wandel in die lig van God. Ek wil vanmôre met julle kinders gou praat. Ek het nou ietsie saamgebring en ek glo as ek dit vir julle wys, dat julle sommer weet wat dit is. Wat is hierdie? Skoene, wat se skoene is dit? Dis spesifieke skoene. Wat doen 'n mens met hierdie skoene? Dit is anders as hierdie skoene wat ek aan het. Jy klim met hulle klippe. Jy klim met hulle klippe, ja. Dis stapskoene nie. En as jy nou hierdie sien, hierdie is 'n stapstok. So dit is nou maar vir om jou te help as 'n mens nou op ongelyk terrein loop. Ek het twee van hulle. Wat 'n mens gewoonlik en jy loop met hulle en dan kan jy nou lekker vinnig loop in die veld sonder om jou voete en jou enkels te sien. Jy kan sien ek het so 'n bietjie gaan loop gister met hierdie skoene. So dit is 'n bietjie vuil onder. So ek moet eintlik of jy die bokante wys. Die bokante lyk beter. Maar dit is stapskoene. Nou jy kry baie verskillende stapskoene. En dan kry jy nou regtig werktuigskoene ook. En hulle lyk nou weer 'n bietjie anderste. Nou waaroor wil ek vir julle vanmôre wys ek vir julle stapskoene en 'n stapstok. Die Bybel praat en sê vir ons, vertel vir ons van 'n man. Die man se naam was Henog. Henog het baie oud geword. Ons lees van Henog dat hy het iets gedoen wat hom laat uitstaan. Selfs daar in Hebreërs vers 11, as Hebreërs skrywer praat van mense wat van geloof, dan praat hy van Abraham, en hy praat van Moses en hy praat hy ook van Henog. En dan sê hy, Henog het gewandel met die Here. Hy het gewandel in die teenwoordigheid van die Here. Nou as 'n mens gaan stap normaalweg, dan wandel jy nou nie. Daar is 'n verskil tussen stap nie. Stap loop jy bietjie vinniger. Jy doen dit of omdat jy wil oefening doen of omdat jy nou gaan 'n staproete stap en dan het jy 'n sekere afstand wat jy moet stap in 'n bepaalde tyd. As jy dit nie kan doen nie, mens dan is daar moeilikheid. Ek weet van 'n staproete, ons het hom nog nooit self stap nie, maar as 'n staproete daaronder in die Oos-Kaap noem die Otterstaproete. Dink hy so vir 4 of 5 dae lank. Maar daar's een dag wat jy so spesifiek moet stap, want daar's 'n rivier wat inkom by die see wat inloop in die see. En op 'n sekere tyd van die dag, as dit hoëgetye is, dan spoel die see terug in die rivier en dan word die rivier so hoog dat jy nie daar kan weer kan. So as jy nie vinnig genoeg stap nie en jy deur die rivier is voor hoogwater is nie, dan kan jy nie die aand uitkom by die plek waar jy moet slaap en jy wil daar op die strand slaap hier op die nag. En as dit nou koud is, dan gaan jy 'n bietjie koud kry, maar aan die ander kant is daar dan huisies. Om te wandel met die Here. Wat beteken dit? Ek wonder wie van die groot mense weet wat beteken om te wandel met die Here. Om te wandel met die Here is om in elke dag in die teenwoordigheid van die Here te leef. Daai woord in die begin beteken nie letterlik om te gaan stap nie, maar beteken dat elke tree wat ek gee, elke ding wat ek doen, elke woord wat ek spreek, wat ek praat met iemand, alles wat ek doen, moet so wees dat die lig van die Here uit my skyn en dat die teenwoordigheid, dat ek in die teenwoordigheid van die Here sal bly. So dit beteken om elke dag in die teenwoordigheid van die Here te leef. En dis eintlik wat daai woordjie beteken, ek wandel in die lig. Of soos wat ons gesing het van Henog, Henog het gewandel met die Here. Hy het elke dag geleef met God in sy hart en die wete dat wat hy doen en wat hy sê moet so wees dat die Here daarmee verheerlik sal.